Goeienaand kykers en welkom by nog 'n program van Kom Kuier Saam. Is lekker om weer terug te wees en te kan gesels met mense van Makassa en omliggende gebiede. Te luister na hulle storie en wat laat hulle die dinge doen wat hulle wel doen. Ons het vanaand 'n spesiale persoon saam met ons, 'n man wat diep spore getarp het en ver dinge deurgemaak het om uit te kom waar hy nou is. Ons het vir Cornel Volkers. Cornel, welkom vanaand hier by ons op die TV. Dis 'n groot voorreg en 'n eer. Dankie. As goed om jou hier te hê, Cornel. Die soet, ek moet sommer ingaan saam met jou en vir jou vra, vertel ons 'n bietjie meer van Cornel. Waar kom hy vandaan en waar was hy en wat het hy gedoen? Okay, ek is Cornel Volkers, soos my ma my genoem het. Groot geraak in die strand. Ek is een van 3 seuns, die oudste van 3 seuns. My vader het ons al ontslaaf. My moeder is nog 'n redelike goeie gesondheid op die ouderdom van 75. My jonger, 'n middelbroer, het ons ook al ontslaap. Dan is ek self het 2 kinders, ook 2 kleinkinders. En ja, groot geraak in die strand. Strand groot geraak, of kom ek sê tussen strand en Makassa, want my grootouers, my ouma en oupa het gebly in Makassa. Okay. Hulle destyds getrek uit die Blikkiesdorp uit in die strand uit en van die eerste intrekkers gewees in Makassa. Maar ek het agter natuurlik saam met my moeder en my vader in die strand aangebly, maar soos hulle nog gewerk het, moes ons Makassa toe kom, miskien naweke. So ek het sê tussen die 2 gebly, maar my opgroeijare was in die strand gewees en gewoon in high school gegaan. Ek is later na skool moes ek gaan werk. Keuse gehad nie en by Somkem, dit is die Nelgedag, destyds Somkem. Ek begin werk tot en met my ongeluk wat ek gehad het in 1990. Kom ons stop eers daar by ongeluk. Kom ons gaan toe eers 'n bietjie terug in die argiewe in. Sê my Cornel, jy het 'n pragtige baadjie en 'n das om daarse. Cornel is ook die president van Makassa Rugby Voetbalklub. Huidige president van Makassa Rugby Voetbalklub. Cornel, nou baie mense sal miskien sê, ons weet nie, die ou het nie miskien rugby gespeel nie, of ons het hom nie gesien speel nie. Vertel vir ons gou 'n bietjie, hoe jy op skool, ek dink op skool jy seker maar 'n paar deel gehad aan, en dan wat het gebeur transpire dat jy nou nie so baie rugby kon speel nie. Okay, ek het gespeel van ouderdom 7-8 jaar oud, tot ek begin by Wesley's in die strand. Totdat ek agtergekom het, dis die verkeerde plek om te wees. Dis jonk en jy weet nie wat politiek en goed het, toe ek St. George's toe. Okay. Dit is waar ek my rugby gespeel het. Met die natuurlik ook op skool, Gordon High gespeel. En met die skuif Makassa toe, 1984, toe trek my ouers ook Makassa toe. En met die werk was dit moeilik om sport te doen. Maar laat in 1989 het ek besluit, maar ek het 'n paar wedstryde van Makassa gekyk al, ek het al soos van die soms het raadspan het ek hulle gesien. En Makassa het nog al die tyd 'n baie aantreklike exciting styl van speelstyl. En dit het my aangetrek en ek het besluit, maar ek is nou in Makassa, ek gaan nou Makassa kon speel. Laat Desember 1989 het ek in die Makassa se duine aangepak, myself op my eie begin voorberei, met fitness en so voort. En dan Februarie, so teen die einde van Februarie, voor ek nog 'n wedstryd kon speel, het ek my ongeluk gehad, waar ek albei my hande verloor het en toe was my rugby speel daar verby. En ja, maar ek het gebly by die klub. Was aan en af betrokke. Daar was 'n tyd 10-15 jaar wat ek ook in die kerk baie bedrywig was. En nie soveel by die klub kon uitkom nie. Maar na dit het ek weer teruggeploeg en ek is tans as administrateur sien ek dit is my rol of waar ek my bydrae kan lewer
Nie net aan die klub nie, maar ook aan ons gemeenskap. Nou Cornel het nou so lekker gesê daar in die duine hardloop. Deesdae se ouens wil nie eintlik in die duine hardloop nie. Ja. Maar ek kan nie vir hulle sê daarso op die kamera vir hulle sê wat die duine aan jou doen as jy daai duine vat en jy moet Saterdag gaan speel. Ja, die duine, ek meen dit is 'n voorreg. As jy ander dorpe kyk, hulle is maar redelik plak as plekke, bergstreke waar jy nog 'n bietjie die berg kan uithardloop, maar dit is niks soos 'n sandduin nie. Die stamina wat jy bou, jy maak jou bene sterk. Ideaal vir 'n rugby speler. Vandag is die manne, die moderne rugby speler is in die gym en goed, maar ek dink nie die gym. As ons kyk na die manne, die kaliber spelers wat ons gehad het destyds en dit was ons oefengronde was in Makassa se sandduine. En dit is waar ons strength, ons krag gebou het. En dit is, ek weet nie, ons besef nie. As jy wil suksesvol wees of goed wil wees op 'n rugbyveld, dan is dit dissipline en as daar 'n werk in sit. En as jy jouself kan kry waar jy 100% fiks is en het die stamina gebou, dan is die rugbyveld of die 80 minute op die veld is nie so moordend. Ja. Jy kry manne wat na 60 minute, 70 minute dan wen sy net vir 'n invlekkie om te kom. Yes. Sê my Cornel, jy het gesê in die Februarie maand en toe gebeur die ongeluk. Ons weet daar nou so 'n paar jaar terug het daar ook 'n fatale ongeluk gewees by Daniel. Sê vir ons hoe het daai ongeluk met u self, hoe het dit u lewe verander en hoe het u deur dit gekom? Dit was nogal, kyk, mense lewens is mos maar altyd as goeie tye en slegte tye en dit is nogal die deel van my lewe wat kom ons sê waar ek in 'n gat beland het. Ek het gewerk by Sonkiem op 'n toetsbaan. Dit was ballistiese toetse gedoen het op kanonne en vuurpyle. En die ongeluk is 'n basiese kanon 'n projektiel wat ek gelei het in die kanon en die ding met die rem in die chamber in die kamer van die kanon het hy gebackfire op my. En mense wat die kanonne ken, die sal ek verduidelik. Die maklikste manier wat ek dit kan verduidelik aan mense is dit is om op kort afstand, point blank range, met 'n haalgeweer geskiet te word in jou upper body en dit te oorleef is 'n miraculous. Dit is net 'n wonderwerk. Glo God se genade se hand was daarin, want dit is honderde stukkies skrapnel noem ons dit, maar stukkies staal wat teen 'n hoë spoed na jou toe kom en al my vital organs gemis het, my brein gemis het, my oog, my regter oog skrams getref as hy die oog deurgedring het in my brein binne gedring. My are, my slagare is almal gemis, my hart is gemis. Ek het meer as 200 steke in my bo-liggaam en my gesig gehad. En baie stukkies staal is nog weke na my ongeluk uitgehaal en hulle kon nie alles op die operasietafel uithaal nie. Maar wat dokters nie kan glo nie, selfs op my hart, millimeter weg 'n stuk staal. So dit is regtig waar 'n wonderwerk dat ek vandag is dit. Mense, dames en here, jy kan sien Cornel sit hier saam met ons. 'n regte wonderwerk. Maar in elkeen van ons se lewe het God het 'n plan met elkeen van ons se lewe. En sy plan moet uitgevoer word tot die uiterste. En dit is 'n teken dat God se plan nog nie heeltemal in werking gekom het of klaar is dat ek dit so stel. Ja. Cornel, nou sê vir ons Cornel, hoe het jy deur die is trauma? Ja. Besides die pyn, die uiterlike pyn, ja, is daar innerlike pyn want jy het mos ambisies gehad om sekere dinge om vir Makassa rugby te speel. Ja. Ambisies gehad om sekere dinge te doen en nou kan jy dit nie meer doen nie. Ja. Hoe het jy daardeur gekom? Ja, dit was, soos ek sê, dit is die amper die laagtepunt in my lewe gewees waar ek dinge op my eie moes verwerk. En ek meen jy's 22, jy's in die prime van jou lewe.
vriende verlaat jou. Jou meisie, jy was in een oomblik van jou lewe was jy populêr geweest. Dis Jy het baie vriende gehad en die volgende oomblik is jy alleen. En ek het die fisiese pyn, né? Dink ek nie was so seer soos wat die innerlike pyn was nie. En geen wat noem hulle dit, berading gekry daarvoor nie. So ek het op allerlei verkeerde maniere het ek probeer deurwerk. Ek het in dwelms, ek was in alkohol en diep daarin en dit was my manier geweest om te deel en te cope met dit alles. Maar weer eens, die Here se genade het my ook daar uitgehaal. dames en here, daar hoor julle. Al gaan dit hoe beroerd en ek dink Cornel is 'n toonbeeld van iemand wat deurgeveg het deur al die trauma, al die teleurstelling, al die innerlike pyn wat hy beleef het in die tyd. U sit miskien vanaand daarso en u gaan soortgelyke situasies deur. Weet dit dat God het 'n plan met u. Weet dit dat u kan daar uitkom, as Cornel kon uitkom aan die einde van die dag en hy sit hier so as die president van Makassa Rugby Voetbalklub, dan kan u ook u goals in die lewe bereik. Hulle sê die goal change miskien net Cornel wil gespeel het vir Makassa, miskien eerste span of een van die beste spelers geword het. Sy rol het maar nou nie verander soos hy vroeër gesê het, administrateur. Cornel en jy sê is die Here se genade wat vir jou deurgedra het en actually daai momentum gegee het om deur dit te gaan. Jy's agterna, ek te sê, is baie betrokke met die kerk. Vertel ons 'n bietjie in die betrokkenheid van die kerk, want dit het ook sekerlik 'n rol gespeel in jou healing proses. Definitief. Ek was so ek sê in 'n leierskap by die kerk gewees. Ek het 'n gawe ontvang van God dat ek ontdek het eers toe ek in die kerk het en natuurlik my gegee toe voor hy my geskep het. Maar dit het ek beoefen die laaste 2 jaar. Is ek nie meer by die kerk nie, maar ja, ek was baie betrokke en dit het vir my baie gehelp. Om soos ek sê, ek dink nog steeds God se manier om jou om vir jou te mold. Kom ons noem dit, ek soek nou die regte woord. Ja, die Here, hy gebruik soms skerp voorwerpe. Dit is soos wanneer 'n artist 'n sculptor maak, hy gebruik bytels en soms is dit soos goud word deur die Bybel praat van word deur vuur gesuiwer om al die onsuiverhede uit te kry. So ja, ek glo dit was deel van so God se plan om vir my te maak iemand wat ek is vandag. Nie dat ek sê ek is iemand, ek is nog steeds net 'n doodgewone, ek is nog net gewoon. Kon ons sê vir ons, wat het dan nou vir jou laat besluit, jy wil nou administratief betrokke raak met die rugbyklub spesifiek? Ag, ek dink dat dit net, ek het 'n nood gesien. Op die oomblik waar die rugbyklub was, klub het ook maar, soos ek glo, alle klubs deur sekere dinge gegaan en die nood gesien, ek het nader gestaan, want ek is ook, ek sien myself as bietjie van 'n humanitarian, né? Ek het 'n passie vir mense, groot liefde vir mense, en vir al ons jeug en vir al ons mense in die agtergeblewene gemeenskappe, en my werk by die kerk is 'n manier om hulle te help, en ook ons jong mense in ons gemeenskappe deur sport, want ons weet ook dat nie almal gaan dit op akademiese vlak maak nie. Hy het nie dat ons sê hy het nie die vermoë om te doen nie, maar dit is altyd nie die geld, die studiebeurse nie, is nie daar nie. So almal maak dit nie op akademiese vlak nie. Baie van ons kinders sien ons verval in die sosiale ewels wat ons het in ons gemeenskap. Ja. En sport is een van daardie tools
hoe jy 'n kind hoop kan gee. En ons sien ons het baie talent in ons dorp. En dit is vir die administrateurs om daardie kinders uit harm's way te hou. Ek meen ons het baie sporte. Ons Makassa is een van die dorpe wie baie verskillende sportkodes het. Ons het sokker, cricket, rugby, you name it. Hulle is almal hier, netbal. En ek glo omdat mense soos ek, jouself is ook deel van die rugbyklub administrateur, mense inploeg in die jeug. Hou dit daardie kinders uit die ewel uit. Maar dit gee ook vir hulle kom ons sê hoop op die lewe om uit te styg uit sy omstandighede uit. En ons het baie suksesverhale wat ek kan vertel. Ek dink ons gaat genoeg tyd hê nie. Maar om hoop te gee aan ons jeug. So kom ons vat hom 'n bietjie verder. Ons het nou as die rugbyveld kyk nou, sien ons 'n klomp jong manne op die veld. En dit moet 'n remonie hard wees vir die klub om soveel jong mense te kan huisves en vir hulle te kan weghou van die strate af. Wat is die vision vorentoe vir die klub en die jong mense wat daar is? Ek dink die vision is baie eenvoudig om die environment, jammer vir die Engels, om die environment te skep vir jong mense waar hulle sport kan uitoefen, die talent wat daar is, om dit te ontgin. En ons het fantastiese afrigters en mentors wat die kinders, ek meen, vat van die ouderdom van 7, 8 jaar oud af, reg deur tot op die senior vlak. En die visie is om Makassa rugby die klub van keuse te maak vir ons jong mense. En dan om ons gemeenskap op daardie manier te help bou. En natuurlik om die platform te skep waar hy gesien sal word en waar hy ook dan sy rugbyloopbaan verder kan neem. Cornel, jy soek nou onlangs is daar 'n nuwe sportliggaam gestig. En hy is die man wat die inisiatief gebruik het om dit te begin. Sê vir my, wat het jou gedryf om so iets te doen? Ek sê dit is nog maar weer die las wat ek het vir ons agtergeblewene gemeenskappe. As ons kyk na ons fasiliteite wat ons het, dit kan nie al die sportleidera nie. Ons het nou 'n geval gehad in hierdie week waar ons oefenskedules moet aanpas met 'n ander klub, partye om die veld te gebruik. So ons fasiliteit is heeltemal onvoldoende om te voorsien in ons dorp se vraag. En hierdie liggaam gee net vir ons die Makassa Sportsboard wat dan uitgesprei het, vat al die kodes saam. Dit is al die klubs. Ek dink ons het 'n vergadering nou gehad wat meer as 15 klubs. Dit is nou van karate tot hierdie fitness klubs. En dan sokker, ons het 2 sokkerklubs. Die cricket, 2 rugbyklubs. Ons het SA3 Mantis, dit is 'n program waar die jeug ook ontwikkel word in rugby. En ons het hulle almal saamgevat onder een vaandel sodat ons 'n groter voice kan hê wanneer ons byvoorbeeld gaan na die owerhede toe, na die City of Cape Town, wanneer ons gaan besighede approach en sê maar ja, ons het ten minste nog 1 of 2 rugbyvelde nodig. Ons het nog 'n sokkerveld nodig. En dit is die rede vir daardie stig van die Makassa Sportsboard. Dames en here, ons het Cornel Volkers kom uit die strand uit. Kom Makassa, woon in Makassa by sy grootouers. Tussen Makassa en strand groot geword. Hy het die oog gevang om Makassa rugby klub te gaan dophou en te kyk hoe hulle rugby speel. Hy het besluit hy gaan self oefen om
die part van die klub te wees en part van die span te wees wat daar die aantreklike rugby soos jy sê gespeel het. Hy het verdere inisiatiewe gebruik om die gemeenskap te help te snel en vir hulle te empower en vir hulle die go forward te gee met alles wat hulle doen. Stansie Rugby Club se president, erepresident. Dames en here, Cornel Fokus. Hy is 'n man wat hy sê is proaktief. So hy's proaktief in baie dinge en ons moet vir hom dankie sê vir die feit dat hy so inisiatief gebruik het om so 'n liggaam soos die Makassa Sportsboard aan te voer dat so 'n liggaam gestig kan word. Want dan kan net goeie dinge spruit uit daardie liggaam uit. Die Fokus sê vir ons Makassa speel in Superliga B van WP. Hoe sien die dinge uit vir die jaar? Ag ja, kyk, Stuart, ek dink ons het die laaste 2 seisoene, het is 2 fantastiese seisoene agter die rug. Ons het promosie vanaf Superliga C na B toe gekry in 2024, 2025. Mis ons die play-offs met klein margin waar ons punte verskil. Ja. Ons uitgehou het uit die play-offs uit. En ons weet as ons play-offs sou gehaal het, dan was ons vandag in Superliga A. Ons het nie borge nie. Ons kry geen borge nie. Dis baie besighede rondom ons. Wat nie hulle social responsibility towards die community bybring nie. Ons het hulle al genader, ons gaan aanhou hulle nader, maar sonder finances, ek meen, rugby is soos toe ons gespeel het, toe sit die botteltjie water, vandag het jy visio rekening van R30,000, strapping van R10,000, jy weet hoe dit gaan, nee. So alles is geld, soos alles in die lewe, maar dit het duur geword, is net korrek dat jy 'n speler, as hy veral buite die dorp afkom, speel by ons, 'n petrolgeld gee om oefeninge toe te kom. So ons is onder druk om ook daardie rigting in te slaan. En ons hoop wanneer die borge sal inkoop en sal invest in ons jeug, en wanneer dit gebeur dat die spelers aan huis toe sal kom. Dames en here, van Makassa Pride se kant af wil ons vir julle pleit by julle. Kom ondersteun Makassa Rugby Club en al die ander sportkodes. Whether dit financially is of net die aanmoediging, die handklap of die bywoning van wedstryde of funksies. Kom ondersteun die sportkodes in die gemeenskap. Nee, kon nou nog 'n laaste, is daar iemand wat u wil dankie sê voor of net net 'n dank uit spirituele. Ek moet dankie sê vir my bestuur. As paar mense, ek meen nie net senior bestuur, maar ook die junior bestuur. Want hulle is die mense wie, kom ons sê, die broeikas. Dit is hulle wat die kinders, 'n ouetjie wat nie weet waar om te speel, hy weet nie wat 'n posisie is nie, wat hulle van onder 8 onder 9 af begin brei om eendag 'n darling te word van Riverside Park. So wat daai manne vir alle onder by die juniors, moet ek baie dankie sê vir hulle werk wat hulle doen, dan ook die bestuur van die klub wat 'n baie ondankbare werk doen. Jy weet alles wat verkeerd gaan of dinge wat volgens 'n speler of ondersteuner nie gaan soos dat hulle dink dit moet gaan nie. Hulle besef nie soms die dramas en die heated debates wat ons in die boardroom en die raadsaal het nie. En baie kere dan voel dit vir jou jy raak moedeloos. Jy kom op die punt waar jy moedeloos raak. Veral met hierdie geld wat al meer druk op ons plaas. Maar wanneer jy kyk, wanneer die ouetjies, kom ons sê die produkte, né, die klonkie wat van die straat afgehaal word. En jy sien hoe gaat hy deur die ranks en hoe hy uitstaan. Dit is wat die werk so rewarding maak en is baie fulfilling. En ek moet dankie sê, omdat niemand anders, die bestuure, die afrigters, mense wat hulle tyd opoffer, hulle gesinstyd opoffer, baie keer van hulle eie resources inploeg. Van my kant af moet ek vir hulle baie dankie sê.
En van ons kant af, Makassa Pride wil ons vir u dankie sê dat u vanaand die tyd opgeoffer het om ons te kom vertel van Cornel Focus en ambisies wat u het, die visie wat u het en wat u wil hê moet gebeur en die passie wat u het vir mense, soos u sê, is 'n mens. Ons wil vir alle voorspoed toewens vir die toekoms vir Makassa Rugby Club, vir die toekoms, die jaar wat voorlê. Die groot vraag wat ons altyd vra is, kan daar iets goeds uit Makassa uitkom? You be the judge.